Goeiedag. Johannes 21 vers 1 sê vir ons, hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. Die eerste keer toe Jesus aan die 11 disippels verskyn het, was hulle in die geslote kamer, toe Thomas nie by hulle was nie, so hulle was dus eintlik maar net 10. Die tweede keer was 'n week later toe Thomas teenwoordig was. Hier by die see van Tiberias is die derde keer, nadat hulle sy opdrag gevolg het om in Galilea te wag. Terwyl hulle gewag het, het hulle besluit dat hulle net sowel geld kan maak, en hulle het teruggekeer na hulle ou werk as vissermanne. Hulle het niks gevang nie. Jesus het hulle 'n wondervangs gegee. Op sy raad om die net aan die ander kant in te gooi, het dit so vol vis geraak, dat hulle dit nie in die skuit kon intrek nie. En toe het hy hulle gevoed, hy het hulle genooi om ontbyt saam met hom op die strand te eet. Nadat hulle geëet het, het Jesus 'n vreemde gesprek met Petrus gehad. Voor sy kruisiging het Jesus voorspel dat Petrus hom 3 keer sou verloon. Petrus het daarop aangedring dat dit nie sou gebeur nie, maar terwyl hy buite die verhoor gewag het, saam met verskeie mense wat hy nie geken het nie, het hulle hom daarvan beskuldig dat hy een van Jesus se disippels was. Petrus het dit 1 keer, 2 keer en 'n 3de keer ontken. Toe het die haan gekraai, net soos Jesus gesê het. Petrus het 3 keer ontken dat hy Jesus ken, en hier vra Jesus hom nou 3 keer, het jy my lief? En met elke vraag en antwoord gee Jesus vir Petrus 'n opdrag. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Jesus herstel dus vir Petrus in sy plek onder die disippels en verander ook sy wêreld. Voor Christus se koms was Petrus 'n visserman. Nou, nadat hy in die opgestane Jesus geglo het, sal hy die goeie nuus van Jesus Christus verkondig en waarlik 'n visser van mense word, soos wat Jesus destyds beloof het, toe hy die eerste keer vir Petrus en die ander geroep het om hom te volg. Petrus was nie die eerste lewe wat deur Jesus verander is nie, slegs een van vele. Niemand kan in Jesus glo en onveranderd bly nie, ook nie ek en jy nie. Partykeer verander Jesus jou omstandighede, soos wat hy gedoen het met diegene wat hy genees het. Partykeer verander Jesus selfs jou beroep, soos wat hy vir Petrus en die ander disippels gedoen het. Hy sal beslis jou uitkyk verander. Hy sal beslis verander wie jy was. Eers 'n vyand van God, maar nou 'n aangenome seun of dogter. Hy sal beslis jou ewige toekoms verander, en hy sal jou lewe hier en nou verander. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ek glo Jesus het uit die dood opgestaan. Ek glo my lewe word vir ewig verander as gevolg daarvan. Ek sien uit daarna om te sien watter ander dinge in my lewe U ook gaan verander. En ek sien uit na hoe U my van binne na buite sal verander. Amen.